Goeiedag. Ek nooi jou om bietjie saam met my stil te word en na te dink na dit waartoe Jesus ons uitnooi. 'n Trellis is iets wat boere en mense met groen vingers gebruik om hul plante bo te hou. Vir Christene oor die eeue het geestelike gewoontes 'n manier van lewe geword, wat hulle help om hul lewens staande te hou. Die trellis is nie die punt nie. Die plant en sy vrugte is die punt. So is geestelike gewoontes as sulks nooit die punt nie, maar om Jesus te volg is die punt. En Jesus nooi sy disippels uit om 'n ander tipe lewe te kom ervaar en te kyk hoe hy lewe, te sien en dan ook self te oefen. Jesus nooi ons om by hom te leer hoe om werklik te lewe en God bo alles lief te hê. Hierdie uitnodiging is nie net 'n teoretiese konsep nie, maar 'n diep praktiese werklikheid wat ons daaglikse lewens transformeer. Daar is 3 groot goed wat verander wanneer ons Jesus se manier van leef aanleer. Eerstens, leer ons leef vanuit die teenwoordigheid van God. Ons leer om God se geselskap te geniet, 'n vriendskap met God te ontwikkel. Tweedens, word ons karakter deur die Heilige Gees al hoe meer verander om soos Jesus in te wees. En laastens, begin ons al hoe meer dinge doen wat Jesus gedoen het. So 'n ander woord vir 'n trellis is deur die eeue, of nie 'n woord nie, maar 'n frase, 'n rule of life. Nou, 'n rule of life is gewoontes wat ruimte maak vir God om al hoe meer ons lewens te transformeer. Om bewus te wees van God se teenwoordigheid is die beginpunt van hierdie nuwe lewensreis. Wanneer ons werklik verstaan dat God altyd by ons is, verander dit die manier waarop ons leef en werk en met ander omgaan. Hierdie bewussyn gee ons 'n nuwe perspektief en ligtheid in 'n wêreld wat gevul is met baie swaar laste. Psalm 46 vers 11 is 'n bekende teksvers wat nog 'n voorbeeld is van God se uitnodiging om te leef vanuit 'n bewussyn dat God by ons is. Lees hierdie uitnodiging saam met my. Bedaar en erken dat ek God is. Hoog bo die nasies, hoog bo die aarde. Die Here, die Almagtige, is by ons. Die God van Jakob is vir ons 'n beskutting. Sela. Hierdie woorde roep ons uit die oorlaaide geraas van ons moderne lewe in 'n plek van stilte in. Stilte is nie net 'n fisiese afwesigheid van geraas nie, dit is 'n geestelike houding van oorgawe en fokus op God se stem. Dit verwys na die toestand van ons hart. 'n Rule of life wat rituele van stilte en nadenke insluit, help ons om ruimte te skep waarin ons bewus kan word van God wat voortdurend by ons teenwoordig is. In stilte kan ons die stem van die Gees hoor en 'n nuwe perspektief kry oor ons lewe en ons verhouding met God. Stilte is die sleutel wat die deur na innerlike vrede oopsluit. Nog 'n geestelike gewoonte wat ons help om vanuit God se teenwoordigheid te leef, is gebed. Gebed is nie net 'n aktiwiteit wat ons op sekere tye van die dag uitvoer nie, maar 'n manier van lewe wat ons konstant verbind met God. Wanneer ons 'n rule of life opstel wat gereelde gebed insluit, ontwikkel ons 'n dieper sensitiwiteit vir God se stem en leiding in ons daaglikse bestaan. Hierdie gebede hoef nie komplekse of formele rituele te wees nie, maar kan eenvoudige oomblikke van dankbaarheid wees, of 'n vinnige vraag vir leiding, soos, Here, wys my wat om te doen, of, Here, ek vertrou U vandag en in hierdie situasie. Hierdie voortdurende dialoog met God kweek 'n diep bewussyn van sy teenwoordigheid en versterk ons geloof in sy sorg en in sy plan vir ons lewens.
Die Ou Testament is vol opdragte om herinneringstekens in ons huis op te rig. Die punt van hierdie herinneringstekens is om te onthou. Die pas van ons lewe en die bekommernisse van ons lewe kan ons aandag so vinnig opslurp, dat ons vergeet om te onthou dat God by ons is, dat hy ons lei, dat hy ons troos, dat hy ons vriend is. Praktyke soos die lees en die memorisering van skrif en die gebruik van 'n dagboek kan ons help om onsself te herinner aan God se voortdurende nabyheid. Hierdie praktyke dien as herhalende herinnering dat ons lewens in God se hande is en dat ons nooit alleen is nie. Om bewus te wees van God se teenwoordigheid gee ons rus en vrede in 'n gejaagde wêreld, waar ons dikwels oorlaai voel deur verantwoordelikhede en vrese. Deur 'n rule of life wat stilte, gebed en herinnering insluit, kan ons hierdie bewusheid op 'n praktiese manier begin kweek. Kom ons begin sommer nou met 'n eenvoudige gebed. Here, U is hier by my. Help my om dit raak te sien. Amen.